Goeiedag en welkom by ons eerste videoles in die hoofstuk oor eksponente. In vandag se videoles gaan ons rasionale eksponente ondersoek. Voor ons daarby kom ons hersien net gou eers 'n paar eksponentwette en definisies. In graad 10 het ons gesien dat wanneer ons twee magte het, onthou 'n mag bestaan uit 'n grondtal en sy eksponent, twee magte het wat ons gaan maal, waarvan die grondtalle dieselfde is, dan plus ons die eksponente. Wanneer ons deel, weer eens, die grondtalle moet dieselfde wees, dan is dit die teller se eksponent minus die noemer se eksponent. As ons 'n hakkie het en in die hakkie is daar 'n mag wat reeds 'n eksponent het en die hele hakkie is tot die mag 'n eksponent, dan vermenigvuldig jy die twee eksponente. Indien daar meer as een mag in die hakkie is, dan gaan die eksponent buite die hakkie na beide magte toe, met ander woorde na beide grondtalle toe. Vir breuke geld presies dieselfde, so dit gaan na die teller sowel as die noemer toe. Dan die definisies, die basiese en die maklikste een wat julle gewoonlik altyd onthou, dat enigiets tot die mag 0 gaan altyd 'n 1 wees. Soortgelyk 1 tot die mag enige reële getal gaan natuurlik 1 bly. 'n negatiewe eksponent is gevolglik 'n breuk, so kyk mooi, dis 1 gedeel deur a tot die mag positief n. En kyk mooi, in hierdie geval staan die negatiewe eksponent slegs by die x, so dis slegs jou x wat na die noemer toe skuif. Indien jy reeds 'n negatiewe eksponent in jou breuk het, soos in hierdie geval in die noemer, dan kan jy dit nou weer eens na die reël gaan toepas en dan het jy 'n positiewe eksponent. Indien beide jou teller en jou noemer negatiewe eksponente bevat, dan is dit so goed soos die resiprook wat jy gaan neerskryf met positiewe eksponente. Laaste ene, indien daar in 'n hakkie 'n breuk is en daar's 'n negatiewe eksponent buite die hakkie, dan verander jy die breuk binne die hakkie na die resiprook en jou eksponent buite die hakkie word positief. Dis baie belangrik om te onthou dat koëffisiënte en eksponente verskillend hanteer word. So kyk mooi na die verskil daarvan en daar's voorbeelde in jou handboek daarvan. As ons terugdink aan die definisie van 'n rasionale getal, is 'n rasionale getal 'n getal wat uitgedruk kan word in die breukvorm a gedeel deur b, waar b natuurlik nie 0 mag wees nie en waar a en b heelgetalle is. Ons het ook in vroeër jare gesien hoe ons enige desimale getal kan gaan skryf as 'n rasionale getal, met ander woorde as 'n breuk. So, net gou vlugtig weer so twee voorbeelde om dit vir jou te hersien. Eerstens, gaan stel jy x is gelyk aan 0,333 en onthou, daai ellips, daai 3 kolletjies, wys dat die patroon voortgaan. Nou gaan maal jy met 'n veelvoud van 10, so 10x of 100x of 1000x. Want jy wil een volle patroon voor jou desimaal hê. So in hierdie geval gaan 'n 10 voldoende wees. So 10x is dus nou 3,333 ensovoorts. Nou moet ons iets gaan aftrek. Nou wanneer ons aftrek, wil ons hê dat die waardes na die desimale presies dieselfde moet wees, sodat dit lekker kan aftrek. So in hierdie geval gaan 'n gewone minus x regwerk. So 10x min x is 9x en 3,333 minus 0,333 gee vir ons 'n heelgetal van 3. Nou moet ons vir x bereken, so ons deel met die 9 en baie belangrik, breuke moet altyd vereenvoudig word. So met ander woorde, jou finale antwoord is 1 gedeel deur 3. In hierdie voorbeeld het ons nou twee getalle wat repeteer. So weer eens, stel x is gelyk aan 0,1212, so skryf so 'n bietjie vir jou die patroon uit dat jy dit kan sien. Nou moet jy gaan besluit met watter veelvoud jy wil gaan maal. So in hierdie geval sal ons met 'n 100x gaan maal, sodat 'n volle patroon voor jou desimaal is. Jy kan nog steeds die gewone x gaan aftrek, want dan is die desimale waardes mooi onder mekaar. So 100x minus x is 99x is gelyk aan dan die 12. En as ons dan gaan deel, dan kry ons x is 12 deel 99 en weer eens vereenvoudig dit na
4 gedeel deur 33. Ons sal egter nou spesifiek kyk na rasionale eksponente. Nou, rasionale eksponente gaan ons ook van praat as die worteldefinisie. Want 'n rasionale eksponent is 'n eksponent wat van die vorm is a gedeel deur b. So die reël wat ons gaan gebruik, as jy 'n grondtal a het met die mag m gedeel deur n, die eksponent in hierdie geval is 'n rasionale eksponent, dan kan ons dit in 'n wortelvorm gaan skryf. So dan het ons a tot die mag m, wat dan die teller van die rasionale eksponent was, en die worteltipe is dan die noemer. 'n belangrike wenk om te onthou is, herskryf eerstens alle grondgetalle in terme van priemgetalle en pas dan jou eksponentwette toe. Byvoorbeeld, 27 tot die mag 2 gedeel deur 3. So die 27 is nie 'n priemgrondgetal nie. So ons kan 27 gaan skryf as 3 tot die mag 3. Nou, hier is 'n belangrike wenk om raak te sien. Die priemgrondtal, daai 3 tot die mag 3, die eksponent is dieselfde as die noemer van die rasionale eksponent. So dis 'n wenk wat jou kan help om dalk makliker die getalle as priemgetalle te skryf. Nou kan ons vereenvoudig, so onthou die eksponent binne die hakkie, maal met die eksponent buite die hakkie, so 3 gemaal met 2 op 3, gee dan vir ons dat daar net tot die mag 2 oorbly, en gaan kyk maar mooi na instruksies. Indien hulle sê, laat jou antwoord in priemgetalle, met priemgrondgetalle, dan moet jy gestop het by 3², andersins kan jy dit verder vereenvoudig na 9 toe. Vir wortels gee ons ook vir jou 'n lekker wenkie so. Herskryf die uitdrukking wat wortels bevat eers as magte met rasionale eksponente. Met ander woorde, gebruik daar die worteldefinisie. Hanteer koëffisiënte en eksponente verskillend, veral by jou worteltipes. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. So ons het die derde magswortel van 8x² uit tot die mag 6. So daar die hele derde magswortel vermenigvuldig ons met x tot die mag 1 op 3. So eerstens gebruik jy worteldefinisie, so ons hou daai 8x² uit tot die mag 6 en jy skryf dit vir jouself in 'n hakkie, en dan volgens die worteldefinisie gaan dit dan wees tot die mag 1 op 3. Herskryf nou die grondtalle wat nie priem is nie as priemgetalle, en in hierdie geval is dit slegs die 8 wat jy gaan skryf as 2 tot die mag 3. En nou kan ons vereenvoudig, en onthou nou, daai buitenste eksponent buite die hakkie moet na elke mag binne die hakkie gaan. So hy gaan eerstens na die 2 tot die mag 3 toe, dan kry ons 'n gewone 2, dan die x tot die mag 2 op 3, en y 6 gemaal met 'n derde gaan vir ons vereenvoudig na y². Alles moet nog die heeltyd vermenigvuldig word met x tot die mag 'n derde. Nou, omdat ons maal, kan ons magte wat dieselfde grondtalle het, se eksponente nou plus, en in hierdie geval gaan dit die x grondtal wees waarop ons fokus. So x tot die mag 2 op 3, maal met x tot die mag 1 op 3, gaan vir ons sê x tot die mag 2 op 3 plus 1 op 3, wat vereenvoudig na 1 toe, en daar is dan jou finale vereenvoudigde antwoord. 'n Paar wenke net om te onthou wanneer dit kom by wortelvorme. As ons onder 'n vierkantswortel 'n maal het, dan mag jy die wortel gaan opdeel. Met ander woorde, jy mag dit gaan verdeel in 'n vierkantswortel A gemaal met 'n vierkantswortel B. Hierdie reël geld natuurlik vir enige wortelvorm. Wanneer daar 'n breuk onder jou wortel is, so in hierdie geval A gedeel deur B onder 'n vierkantswortel, mag jy hom ook gaan verdeel as 'n vierkantswortel A gedeel deur 'n vierkantswortel B. Dis nogal iets handigs om te gebruik by sekere somme. Gaan werk asseblief deur die voorbeelde in jou handboek voordat jy met die huiswerk begin. Lekker werk!